wat nou oggend aand is. Hallo, my naam is Anthony Noble. Ek is oorspronklik van die Oos-Kaap, getrek George toe. Nou, gaan ek vir julle vra, volgens hierdie boekie, waarvan het by die wyse manne gekom? In die Skaap, sê? In die Ooste, ja. Ek is uit die Oos-Kaap, Oos-London. En waarheen het ek getrek? Ek trek toe, Eden toe. Ja, in die Tuinroete, ek woon in George. Ek is getroud met een vrou. Haar naam is Linden. Ons het 3 volwasse seuns. Toe ek met hulle praat en ek sê vir hulle, guys, you need to get married. En hulle sê, why must we get married when you cook so well? So, net 'n bietjie meer omtrent my vrou. Ek doen dit met haar toestemming. Sy het so 2 jaar terug, in hierdie week, 2 jaar gelede, het sy beroerte gehad. Haar regterkant se liggaam. En baie keer voel 'n vrou sterk. En sy wil die dokter toe gaan nie. En ek soep en ek dink toe, maar as sy nie dokter toe gaan nie, dan gaan ek sukkel daarmee. En vir 5, amper 6 dae, wou sy nie dokter toe gaan nie. Is eers toe kan sê, ek gaan nou my Johannesburg trip kanselleer. Ek is weer in Johannesburg. Ek gaan my Johannesburg trip kanselleer as sy nie dokter toe gaan nie. En met die toe gaan sy dokter toe. Nou waarom sê ek dit vir julle? Want baie keer voel u gaan u familie teleurstel. U voel u moet staande bly. Nee, dames, daar is geen rede daarvoor nie. As jy pap voel, wees pap. Sonder jou gaan jou gesin in elk geval nog steeds aangaan. So ek wil nie bemoedig en vir u sê, vrou, u werk eindig nie totdat jy stop. Moenie ophou nie. Moenie ophou om mens te wees. En as jy voel jy wil plat lê in die bed, lê plat in die bed. Eet my toestemming. So ons vier Vrouedag en die mense wat aanlyn is, ons wil vir julle sê, geniet hierdie geleentheid, geniet hierdie aanbieding. Vir die wat my op kongres gesien het, die eerste gedeelte, wees net 'n bietjie stil, asseblief, moenie praat nie. Maar die tweede gedeelte van die toespraak, wees asseblief deel daarvan. Nee? Ek is 'n pottebakker, ooit afgetrede onderwyser, 2021 afgetree, 2022, toe sê die Here vir my, nou tree jy op vir my. So ek doen nou hierdie werk, amper op voltydse basis, maar by die huis is ek 'n pottebakker. Ek skilder, dis een van my doeke, nee? Wie van julle, wat my nou nie op kongres gesien het nie, sal nou hierdie doek by my koop, en huis toe neem, en vir almal by die huis sê, ek lees nou gesigte, die gesigte wat op kongres was, ek kan sien, julle was op kongres, die wat nie op kongres was, kyk my so met 'n vreemde aandag, hoe kan die man dit verkoop? Mevrou, jou dogter verjaar vandag, sal u dit vir haar koop? Wees eerlik, moenie bang sê, dis oké. Dink jy nie so nie? Hoe kom jy? Verstaan jy wat ek voorstel nie? Gaan jy om so bang of gaan jy om so bang? Gaan so bang. En hoeveel gaan jy betaal daarvoor? Moenie bang sê. Jammer? R1000. Jy kry my seker jammer, ek gehoor ek is afgetree. Kom ek probeer iemand aan hierdie kant. Iemand wat dit nou gaan koop by my, mevrou, met tweede is die so langs. Ja, net maar, ja. So sê hier is. R500. Okay, Elsa. Gaan neem koopie. Okay, ek hou van jou eerlikheid. Kan ek so vra, wie se doek is hierdie? Dis my doek. Wie het die doek Pretoria toe gebring? Ons het Pretoria Centurion. Wie het hierdie doek Centurion toe gebring? Ek. Wie die kruisie daarvoor maak? Ek. Kyk net, mense wat wil vreemdelinge is, wat my nie ken, die sê vir my doek is niks werd. Hoeveel keer voel ons nie so oor onsself, voel ons nie so oor mekaar nie? Hy is myne. Ek het hom aan mekaar gesit. Ek het hom hierheen gebring met 'n doel wat julle dalk nie sal verstaan nie.
Elsa, mag ek jou naam gebruik asseblief? OK. En net die voorletter van jou van, net in geval daar nog 'n Elsa in die vertrek is? L. OK. Hoeveel is hy nou werd? Hy was 'n oomblik gelede niks werd. Ek hou van my. Agter my bank gaan sit. Jy gaan ook agter die bank sit wegsteek. Hoeveel keer steek ons nie onsself weg nie? Dalk nie agter 'n bank nie, dalk agter 'n masker. Mevrou, ek het gesê R500. Hoeveel is hy nou werd? Elsa se naam op. Elsa, hoe voel dit as jy gesê word, dis nog niks werd? Okay, kan ek hou van die antwoorde, né? Dis spontaan en dis basies wat ek graag wil hoor, alhoewel ek dit nie met julle bespreek het nie, wil ek vir u sê, baie keer kyk ons na onsself, kyk ons na ander mense en dis niks werd totdat ons hulle leer ken het. Al ken ons onsself, gaan ons soms nog steeds agter die bank gaan wegsteek. Dis my doek. Die waarde van die doek word deur my bepaal en nie deur iemand anders nie. Die waarde word deur die een bepaal wat jou aan mekaar gewewe het in jou moederskoot en gesê al die dae van jou lewe is bekend aan hom nog voordat een van hulle daar was. Dis al in 1:39 vers 16. Hou op om jouself af te breek. U as vrou is waardevol. U was God se plan nog voor jy gebore was. Hoekom sê ek so? In die tuin van Eden, Adam is alleen en hy's besig en hy werk en hy doen allerlei goed en God besluit dis nie goed vir Adam om alleen te wees nie. Dat was God se idee om die vrou te skape. Dit was nie Adam se idee nie. Was gewoon Adam was nie betrokke nie. In fact, toe God vir Eva gemaak het, was Adam aan die slaap. Dan sê my vrou en sommige Adam slaap nog. Dit was nie Adam se idee nie. So u was en u is en u sal altyd God se idee wees. Hoeveel waarde leg u dan op God se idee? Agter die kas wegsteek? R0? Hoe waardevol is God se idee oor u? Al sit u hier vandag en jy dink, ja, maar Anthony, jy ken nie my storie. Ek is bly ek ken nie u storie nie, want u storie is by hom bekend. U storie is by hom bekend, en hy sal vir jou kan sê, my kind, hierdie teken, goeie teken of 'n slegte teken? Sê julle vir my, gou, as u op 'n donderdagoggend opstaan en jy voel so, goeiedag, slegte dag. Slegte dag. Wegens jou persepsies is nie wat ek beteken het, wat ek bedoel het nie. Met hierdie teken het ek gesê, ek gaan my Elsa, nie u mevrou, my Elsa gaan ek vermenigvuldig. U kyk en u sien verkeerd, moet agter die bank weggesteek word. My bedoeling met hierdie teken, ek gaan my Elsa vermenigvuldig. Nou ek kon enige mense naam hier geskryf het. As ek in George na die kunswinkel toe gaan en ek gaan koop een van hierdie doeke, betaal ek R285. Net soos hier is. Hoekom? Dis die hout, dis die doek, dis die stapels, dis die verf wat ek aangewend het. Dis baie. Net? Want dan ek is op agtertrek. So, hierdie teken is 'n vermenigvuldigingsteken. Ek gaan vir my Elsa sê, Elsa, 285 vermenigvuldig met 285 is jou waarde. Moet nie toelaat dat jou verlede, jou hede opmors en jou toekoms verbreek nie. Moet nie dit toelaat nie. Ek gaan nou my Elsa 'n paar beloftes gee. Ek het my Bybel saamgebring. Die eerste belofte wat ek vir my Elsa gaan gee, Jesaja 43 vers 18 en 19.
En ek gaan dit nou namens my Elsa lees. As jy huis toe gaan lees hierdie skrif. Sit jou naam in. Nee. En dit lees as volg. Elsa, forget the former things, do not dwell on the past. Nou gee die vorige goed. Gaan jy aan die verlede dink nie. Nee. En ek wil vir Elsa sê, Elsa, hier's 'n baie mooi berg in die agtergrond. Sien jy dit? Kyk hoe sê Elsa ja. Elsa is water. Sien die water. Sien die water, dis mooi. Sien jy dit? Okay. Hier is 'n vallei, Elsa. Sien jy die vallei? Sien jy die vallei? Sien jy dit? Ek sê dit, ek spreek dit uit en baie keer wanneer ons 'n vallei sien, dan stres ons. Dan paniek ons. Ek is nou in 'n diep vallei. Glo my, ons lewens is so, is of jy's besig om in 'n vallei in te gaan, of jy's binne in die vallei op die oomblik, of jy's besig om uit die vallei te kom, maar die lewe is gemaak van valleie. Nee, ek lees verder. Vers 19. See, I'm doing new things. Ek doen nou nuwe goed. Die kruis is nog steeds daar. Maar ek het nou al reeds 'n nuwe visie vir haar gegee. Hier's plante, Elsa. Jy sien hierdie plante. Wow, is mooi. Hierdie plante. Staan sy dan. Sien julle dit? Hi, dames. Hoekom sê julle ja? Nou, ek lees verder. Ek sê, now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the desert and streams in the wasteland. Hier is 'n stroompie wat hier loop. Ek gaap my aan eintlik. Nee? Tweede belofte wat ek my Elsa gaan gee, is een van my gunsteling beloftes, Sefanja 3 vers 17, en dit lees as volg, Zephaniah 3 verse 17. Elsa, the Lord your God is with you. He is mighty to save. Elsa, he will take great delight in you. He will quiet you with his love and rejoice over you with singing. Hy wil oor jou jubel, hy wil oor jou sing. Sit jou naam daarin. Sê vir jouself, al voel ek in my vallei, al is ek eensaam in my vallei, wil hy oor my sing, in my vallei. En die diepte van die vallei bepaal nie wat jou waarde is nie. Laaste belofte. Né? En hierdie ene is vir my seker die belangrikste ene. Psalm 42 vers 5 en vers 11. Nou, net voor ek die twee versies lees, iets wat vir my opvallend is toe ek hierdie versies gelees het. My ma was 'n onderwyseres geweest. Ek was ook onderwyseres. My oudste sussie is onderwyseres, né? En as my ma 'n tweede keer praat, dan moet jy weer die derde keer as pak slaap. Sy het nie met jou 3 keer gepraat, sy het 2 keer gepraat en dis finaal. So ek het groot geword met die wete, eerste keer, tweede keer, streepie. Okay, streepies. Maar 2 keer. Ek lees vir u vers 5. Psalms 42 verse 5. Elsa, why are you down speaking? Elsa speaking to her soul, saying, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Hoekom was jy so te neergedruk? Hier praat die psalmdigter met homself. Het jy met jouself gepraat as jy in 'n vallei situasie is? En gesê, hoekom is jy so te neergedruk? Ek lees vers 11. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. En ek wil vir u bemoedig en vir u sê, baie keer is ons bang om met onsself te praat. Ek praat baie met myself. Dan sê my seuns vir my, Daddy, who are you talking to? I'm talking to me. Daddy, you're crazy. I said, yes, I know, my child, crazy about me. Why are you downcast? Hoekom voel jy so te neergedruk? Want jy gaan nog tog in die toekoms om kan loof en prys. Want baie keer, wanneer ons in 'n vallei is ons te neergedruk.
In 'n vallei, wat doen ons? Ons kyk soms af. As jy afkyk, hier is rotse, hier is klippe, hier is water en dalk 'n paar plante. As jy om jou kyk, né, hier is groot massiewe rotse, hier is groot blokke, jy kan in elk geval die optel nie, né? Jy kyk mos so om jou. Jy kyk af, is water en rotse en modder, né? As jy om jou kyk, sien jy hierdie massiewe rotse, jy kan dit nie verskuif nie. Né? En daar in die verte sien jy mis. Hoe kom 'n mens uit 'n vallei uit? Jy kyk op. Verander jou visie, verander jou blik, kyk op. Jou lig, jou salwing en jou salvation kom van bo af. Jou redding kom van bo af. Né? Terloops, ek het nou pas besluit. Ek het al hierdie wonderlike klere op my doek, né? Om hierdie interessant te maak, gaan ek slegs wit en swart gebruik. Baie keer wil ons geel hê, ons wil rooi hê, ons wil oranje hê, ons wil pers en groen en bruin en blou ook, wat terloops elke kleur het 'n betekenis. Ons wil blou hê want dit praat van hoop. Ek sal dan 'n klein bietjie blou hieronder gebruik, maar die res van die doek wit en swart. Later sal ek dalk iets anders gebruik, maar voorlopig net wit en swart. Waarom? Wit en swart is vir my die eenvoudigheid van die lewe self. Ons kompliseer die lewe. Ek wil dit hê, ek wil die motor hê, ek wil daar bly en ek wil hierdie klere dra en ek wil dit hê. En ek wil vir u sê, dames, u het die grootste geskenk wat nog ooit gegee is. Kyk gou, hierdie is die grootste geskenk. Hoeveel keer het jy dit vir die dag gedoen? Kyk gou. Hoeveel keer het jy vir die Here gesê, dankie Here dat ek kan asemhaal? Né? Die lig hier bo by julle is anders as daar by ons. Ek sukkel hier as ek hier is. Dan bloei my neus en my sinusse pla. Ek kan nie wag om vanaand oor die Outeniqua te vlieg en dan, dan sê my neus ook, yes! Maar regtig, dink die grootste geskenk wat jy gekry het. Nou, ek gaan hierdie kwas gebruik om te skilder. Ek wens julle kan na julle gesigte kyk. Hoekom sê jou gesig dit wat jy nou gesê het? Moenie skaam wees, is reg. Praat met my. Ja, wat? Groot kwas. Wie se kwas is dit? Is joune. Is hy skoon? Dink jy gaan skoon kleur kan verf met hom? Nie op die oomblik nie, dis die agtergrond. Nee, dis nie die agtergrond, dis die skildery. Wie se kwas is dit? My kwas. Hoekom besluit julle wat my kwas kan doen? Hoeveel keer kyk ons hier na die kwas, dan besluit ons wat die kwas kan en nie kan doen nie. Dis my kwas. Sonder my kan hierdie kwas absoluut niks doen nie. Hy het my nodig. Anthony Noble is eenvoudig net 'n kwas. As ek met hierdie kwas klaar gewerk het, wat doen ek? Ek sit hom in die boks, maak die boks toe, draai die boks uit. As ek die dag my werk voltooi, wat gaan hulle met my doen? In 'n boks sit, maak die boks toe, draai my uit. Niemand klap aan vir 'n kwas nie. Nee? Anthony is 'n kwas. Ek het terloops, ek het 12 van hulle by die huis. Ek noem hulle die disciples. En hulle lyk almal aardig. En mense kyk gewoonlik na my kwassies en sê hulle, maar jy sê hulle dit te kan nie. Hoekom nie? Net 'n kwas. Ek gaan ook 'n paletmessie gebruik. Dis 'n paletmessie. 'n Paletmessie is buigbaar. Ek wil vir u sê word buigbaar. Ons lewe in 'n wêreld wat anders is as wat ons groot ingeword het. Dis word buigbaar. Nee, dan is hy breekbaar. Word buigbaar, dan is hy breekbaar. Ek gaan ook natuurlik gaan ek olieverf gebruik. Nee. En ek gaan ook tyd gebruik. Nou, ons tyd op aarde is beperk. Maak seker dat jy alles doen wat jy moet doen
terwyl u op aarde is. Nee? En een van die belangrikste goed wat ek elke keer wanneer ek 'n toespraak doen, want dit was vir my seker een van die belangrikste punte wat ek mee gesukkel het, en nou nog soms sukkel ek, né? Want ons tyd op aarde is beperk, so maak seker dat jy jou tyd nuttig gebruik, want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy op 'n dag spyt as jy sê, ek moes dit vroeër doen, of ek moes dit gedoen het, né? Een van die goed wat ons moet doen, om te vergewe. Vergewe soms jouself ook, vir die swak besluite wat jy gemaak het. Want nou leef jy in berou, want, ag, hoekom het ek dit besluit? Hoekom het ek dit besluit? Nee, vergewe jouself. Vergewe ander mense. Ne? Ek gaan baie na skole toe. Ek kom by die skool en ek verduidelik toe oor vergifnis en die kindertjies sit voor my op die grond en ek neem 'n botteltjie water en ek is kwaad vir die juffrou. Ek sê, juffrou, ek is kwaad vir u. Ek gaan nie gif drink. Gaan jy nie vergewe nie en jy gaan doodval. Ek gaan hierdie gif van onvergewensgesindheid gaan ek 'n slukkie neem. En u gaan doodval. 'n Klein ouetjie hier voor my gegil en hy kap sy maatjie so aan. Hy sê vir sy maatjie, "Jo, maar die oom is dom." Nou sê ek vir hom, "Hoekom sê jy ek is dom?" Hy sê, "Oom drink aan die gif." Ek vra, "Wat is die gif se naam?" Hy sê vir my, "Onvergewensgesind." Ek sê vir hom, "Presies, as jy nie vergewe, dan drink jy die gif met die hoop dat die ander mense wat jou seer gemaak het, dood gaan val." Toe raak hy stil. Hy sak sy koppie so in die trane loop. Ek vra, "Hoekom huil jy nou?" Hy sê, "Dan gaan ek my pappa moet vergewe." Hy sê, "Hoekom moet jy jou pappa vergewe?" Hy sê vir my, "Want my pappa het mamma geslaan en hy's weg." Ek vra, "Hoe oud is jy nou?" Hy sê vir my, "Ek is nou 8 jaar oud." Ek vra, "Wanneer dit gebeur?" Hy sê vir my, 5 jaar terug. En hy sê vir my, hy wil eendag sy pa doodmaak. Want sy boetie was jonger as hy gewees. Die boetie was 1, as die boetie 'n bietjie ouer, maar nog steeds. Ek gaan toe na hom toe en ek sê, "Onthou nou, as jy nie vergewe, drink jy die gif met die hoop dat pappa dood gaan val." Hy sê, "Maar dis nie maklik nie." Ek sê, "Dis natuurlik nie maklik, dis moeilik." Ek sê, "Maar dis 'n besluit wat jy in jou hartjie maak, vergewe hom." En ek gee vir hom 'n drukkie. Nou sê een van die groter seuns af, "Seuns, moenie mekaar drukkies gee nie." Ek sê, "Boeta, het jy gesien wat doen die Springbokke as hulle 3 gedruk het?" Hy sê, "Ja, hulle druk mekaar." Ek sê, "Okay, as die Springbokke wat mans is, mekaar 'n drukkie kan gee, kom kan ek jou hom 'n drukkie gee nie." Na skool, toe kom hy einste ouetjie, drukkie kom al. Elke tweede week probeer ek by die skool het draai te loop, want die juffrou het my gesê, "Meneer Noble, sedert jou besoek, is hierdie mannetjie heel anders." Wil ek vir u sê, vergewe. As jy iemand vergewe, jy hoef nie terug te gaan na daardie mense en sê, "Ek het jou vergewe." Nee, jy doen dit in die stilte van jou hart. Jy vergewe hom, skryf hom af en dan gaan hy. Jy kan hom groet. Hallo. Hy gaan op hom oop. Hoekom? Jy haal hom uit jou hart uit. Nou, ek gaan nou begin skilder. Nee? Ek begin hier met 'n klein bietjie bruine olie. Elsa, sy beter. As hy beter is, dan kan ek maar stop. Is hy beter? Is hy beter? Kan ek stop? Nou, hoekom is hy beter as ek nie moet stop nie? My naam is Eva. O, was jou naam die probleem? Okay, dankie daarvoor. Ek het nie daaraan gedink nie. Maar okay, ons gaan nie daaroor stry nie. Kyk nou net mooi. Hoeveel keer, kan ek so vra, hoeveel keer wanneer ons iets nie begin, dan gebeur dit?
En dan wonder jy, gaan dit ooit regkom. Dan pla dit jou, dan sê jy, maar Here het ek nie reg gebid nie. Jou gedagtes volg jou emosies. Emosies volg nie gedagtes nie. Jou gedagtes volg jou emosies. Your thoughts follow your emotions. So, if you think, then your emotions must come in line. Your emosies moet in lyn kom. Ons sê nou 'n bietjie meer werd. Glo my, dis deel van die proses. As jy heiliglik so voel, moet jy opgee nie. Sê vir jouself, ek weet dis deel van die proses. Dis deel van die proses. Jy moet hierdeur gaan. Jy moet hierdeur. En soms verlang dit dat ek in my kinderjare moet gaan kyk, wat het daar gebeur? Wat gemaak het dat ek so voel? Jou kindertrauma kan veroorsaak dat jy daar vashak op 6-jarige ouderdom, op 3-jarige ouderdom, en jy wonder, gaan ek ooit hierdeur kom? Want dit wat met jou gebeur het as kind, die trauma wat jy ervaar het as kind, gaan nie weg nie. Dis blywend hier binne, ergens onder 'n mat, onder 'n kombers, en onder 'n kussingsloop, weggebere. Die seer wat jy ervaar het as kind, gaan jou deurvolg tot in jou volwasse jare. Jou huweliksmaat gaan sukkel daarmee, dan weet jy en hy ook nie waar die probleem is nie. In ons huwelik was ek gesê, you're the problem, you're the problem. Ek wonder, but I don't understand. Dis nie dieselfde vrou met wie ek voor die kansel gestaan het nie, dis nou 'n ander mens. Dis dieselfde doek. Dis dieselfde doek, wat nou deur 'n proses moet gaan, om terug te gaan na haar kinderlewe toe, en te kan besef, ek het seer gekry as kind. Daardie seer gaan nie weg nie, dames. Die seer wat jy as kind ervaar het, verdwyn nie. Jy moet teruggaan, daardeur werk, mense vergewe wat jou seer gemaak het, jouself vergewe. En soms is dit iemand wat baie na aan jou was, wat jou vreeslik seer gemaak het, soms met woorde. Ek ken die lewe. Baie keer dan voel ons so. Dan is jy 44 jaar oud soos ek was, en ek besef, oh, something is big wrong, something wrong is wrong with me, something big is wrong with me. En ek nooit besef wat dit was nie. Ek moes by 'n beraader uitkom, en die beraader ontrafel my, soos jy 'n trui sal uittrek, al die steekies sal uittrek, en die wol word opgerol, om weer oor te begin. Dis wat met my moes gebeur het. En ek het hier gekom om te kom sê, dis oukei om so te voel. Gaan terug. Vra vir jouself af, waar het ek seer gekry? Skryf neer. Praat met 'n beraader. En onthou asseblief, 1 sessie is dalk nie genoeg nie. Dis die begin. Die kruis is nog steeds daar. Elsa se naam is nou weg. Al die skrifte is ook weg. Want in daardie donker plek, toe besef ek ken amper nie meer myself nie. My identiteit is daarmee heen. Ek het daardie tyd, het ek glad nie my Bybel gelees nie. Die skrifte is ook weg. Die beloftes is weg. Maar daardie proses was deel van my heling. Part of my healing. Ek kan weghardloop daarvan, ek kan wegtyds daarvan, maar ek wil nie sê, dit is deel van jou genesing. Wie het op so geverf? Wie sê, hoe is dit? Hoekom is jy wil stel? Ek verstaan nie my punt. Baie keer dan voel ons, dit was nie nodig vir my om deur daardie moeilike tyd te kom. Glo my, dit is nodig. Nee? Is juist in daardie situasie dat ek
my volgende ding gaan doen, alleenlik wanneer ek besluit, dis nou tyd om aan te beweeg, gaan ek aanbeweeg. Baie keer wil ons die proses verhaas, ons wil haastig is, ons wil gou daardeur kom, want dit is seer. Glo my, dit is seer, dit is nie maklik nie, en dit kan soms maande, weke, 'n jaar, 2 jaar, wees met die genesingsproses, want ons wil nie geduldig wees met onsself nie. As ek in Engels moet sê, we don't want to be patient with ourselves. Ons wil nie met onsself geduldig wees nie, ons is onnodig geduldig met onsself, en gevolglik onnodig ongeduldig met ander mense ook. Ek verf al langs die randjies julle. So die hele doek is betrek. Die hele doek is nou betrokke. Nie net die een gedeelte nie, nee. Alles is betrek. Wanneer jy in jou genesingsproses deurmaak, is alles van jou, alles. Moenie stukkies nalaat vir later en sê, man, ek gaan nie met hierdie ding nou deel nie, dis te seer gewees, of ek wil nie met hierdie seer gedeelte werk nie, dit was vir my te seer gewees. Nee, die geheim is, pak alles uit, dan weet jy, as jy van ooraf ingepak word en ingeryg word, en dis die werk van die Heilige Gees, dis nie mense werk nie, nee, mense sal dink, hulle het jou gehelp, nee, hulle het my net gehelp om oop te maak, sodat alles in plek moet val. Nee. Nou, wie het dit gedoen? Wie die swart kruisies daar gesit? Is jy tevrede met die swart kruisies? Nee, hoekom is ek is bly vir eerlik. Hoekom is jy ontevrede met die swart kruisies? Maar het lijkt me niet dat ik zie die woord daar, die woord uitgegeven in de woord. Ek is so bly jy sê dit so, want ons is ook so onnodig, ongeduldig. Dankie daarvoor. Ons is onnodig, ongeduldig. Ons wil dit onmiddellik hê. Wat werk jy onmiddellik in tyd nie? Hy werk baie stadig met almal van ons. Hoekom? Sy tyd is nie my tyd. Sy manier van dinge doen is nie my manier van dinge doen nie. Gaan jy my glo as ek jou sê, hierdie streepies hierso is baie mooi wolke. Nou, hoe moet dit soos wolke lyk? Ek sê dis wolke. Oh, ek hou van die gesprek, moenie stop nie. Want baie keer, kyk ons na ons situasies, en al sê die Here vir jou, ek gaan vir jou deurkom, sê Here, ek glo jou nie. Weet jy hoekom vertrou jy my nie? Weet jy hoekom glo jy my nie? Eenvoudig, jy ken my nie. O ja, ons is nou by 10 minute. Dis wolke. Julle gesigte. Ek wens julle kan julle gesigte sien. Julle gesigte gesê, die man lieg. Had die eerste keer dit gevecht klaar is, met die klop en So klein bietjie. ja, dat ken ik eerst een beetje. Ja, oké. Nou, ek was by konferensie gewees, nie? Nou gaan ek so sê. Nou so klein bietjie, ek twyfel nog steeds, maar dis nou klein bietjie vertroue. Ja, klein bietjie vertroue. Daardie klein bietjie vertroue noem ons geloof. Geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie. Kan jy vir 'n berg sê, staan op en gooi jou in verwerping en sê, raai wat? Nou, die wat my nie ken nie, vertrou my nog minder. Nou, wanneer ons met die Here 'n pad gestap het, dan begin ons my klein bietjie. En ek gaan vir jou sê, dit is alreeds 'n meesterstuk, al sien jy dit nie. Al vertrou julle my nie, pla julle ongeloof my nie. Omdat dit my doek is, gaan ek doen met my doek net wat ek wil. Nou, julle ongeloof pla my nie. Kyk nou mooi, ek gesê dis wolke, nee? En ek weet,
donker wolke het 'n silwer randjie. Al die rand ook bolangs gaan ek verf. Daar so gaan ek verf en hierso dan kom my wolk deur en dan kom die wolk deur en hieronder. O ja, baie belangrik. Ek kry by niemand hulp en raad nie. Ek het nog nooit gehoor die Here vra raad en vir nie dink jy dis oukei as ek nou dit doen vir jou in jou lewe nee. Nee. Daarso. Dan gaan ek hier weet ek ook elke donker wolk het 'n silwer randjie, dankie. Kyk mooi. En as ek die silwer randjies daar doen, met watter kwas word daar gewerk? Nee? Ja, dieselfde kwas. Daar is 'n silwer randjie en daar is 'n silwer randjie. Hier is 'n silwer randjie. En hierdie donker wolke is donker. Nee? En as iemand nou moet vra, maar hoekom is die donker wolke so donker? Donker wolke bring reën. Also, en wat ek ook gaan doen is, omdat hierdie donker wolke hier is, breek die lig deur. Ons is by 13 minute. Al baie anders. O, baie anders. Hoe het hy anders geword? 13 minute later. So, ons kan dit visualiseer. Presies. Hoe het hy so gekom? Jy het dit so gemaak. Nee. Hy was, ek sê, as mos Elsa, was mos by my vir 13 minute gewees. Die vraag is, met wie spandeer jy tyd? Wie laat u toe om in jou lewe te spreek? Ek het geweet, die Here het 'n manier van dinge doen wat ek nie van weet nie, waarvan ek geen deel aan kan gehad het nie, maar ek het wel gebid. En ek wil vir u sê, ek het geweet, die Here gaan dit oplos. Nee? En alhoewel julle getwyfel het, het dit my nie gepla nie. As hy. Volgende is dalk nou een van die moeilike situasies wat ons deurmaak. Wie het dit gedoen? Is dit tevrede daarmee? Wees eerlik. Hoe vinnig het jy die streep daar aangebring? Vinnig. Hoe vinnig in jou lewe verander? Vinnig. Weet ek daarvan? Is jy tevrede daarmee? Wees eerlik. Nee, hoekom nie? Nog 'n swart streep. Nee? Hoekom plan my swart streep op my doek vir jou? OK, praat met my. Jy sê die lewe kan so vinnig verander. Ja. Dit kan so vinnig verander. Die daai swaas, oomblik is uitswaas. OK. En Nou laat waar ek van uit en hoe gaan daai swaas weer verander in? hoekom is jy ongeduldig? Moenie antwoord nie. Ja. Ek kan eerlik wees met die Here wanneer dit gebeur. Ek kan baie eerlik wees met die Here en vir hom hierdie gebed bid. Ek het die kinders by die skool dit geleer. Ek het hulle so geleer en ek gaan vir u dit leer. Here, ek verstaan dat u verstaan dat ek nie verstaan nie. Ek verstaan dat u verstaan dat ek nie verstaan nie. Maar ek maak 'n wilskeuse om u te vertrou. Vertroue word gebou in situasies wat ons nie verstaan nie. En wanneer dit nie sin maak nie, dan leer jy eers om hom te vertrou. En jy sien nie die uitkoms daarvan nie. En jy wag, ons is nou 3-4 minute al, nee? En jy wag. En wat doen ek tussenin? En dis vir my altyd lekker. As ek nou so 'n streep aangebring het, dan gaan ek na ander plekke in die doek en ek speel nou lekker
en julle is ontstel, maar hoekom maak hy nie hierdie ding reg nie? Waarom los hy my hier? Weet jy nie, dis ongemaklik nie. Ja, ek weet. Plaat dit my? Nee. Plaat dit jou? Ja. Weet julle wat dit is? Dit is, luister mooi, ek sê nie dit gaan, dit is 'n mooi berg in die agtergrond. Berg, 'n berg, wat ons nou gaan gepraat het. Hy geloof wat sy van gepraat het, hy mosterdstaat geloof, kan sy gebruik om hierdie berg te loop. Kyk mooi, is 'n berg, nee? Ek sê dis 'n berg. Kyk, daar loop die berg af. Daar loop die berg. Hierdie kant van die berg. As jy ooit by my voordeur staan en jy kyk regs, dan gaan jy so 'n berg sien. As 'n berg. Jy kan na hom toe gaan en jy kan vir hom gaan sê, Vader, ek sien dit nie. Ek glo nie. Help my met my ongeloof. Onder die berg het ek nou besluit, ek wil hier mis aanbring. Dan loop die mis. En die een kant van die berg het ek nou weer besluit, gaan helder wees. Die kant van die berg wat na die son wys, of waar die son hierdie berg tref. O ja, onthou net, ons is nog steeds net besig met wit en swart. En daar is my punt, waar die son hierdie berg tref, is helder, daarso. Teenoorgestelde gedeeltes waar die son nie die berg tref nie, is donker. Daarsy. Jou streep. Was nie noodwendig iets om jou dood te maak nie. Die streep het iets mooi geword. Jy moes net geduldig wees. En my vertrou het. Dieselfde geld met die Here. En baie keer, wanneer dit met my gebeur, ek weet dit gebeur nou hierbo by julle nie. Hierbo is dit oukei. Hierdie goed gebeur nie daar op die kus, waar ons bly, waar dit regtig rof is. Jou oor het nou iets gesê. Moenie sê nie. Hoeveel keer voel 'n mens so? Nou is jy baie stil. Waar gaan het van mij? Doen nie, eens kom gou vorentoe. Kom gou vorentoe. Ja. Ek hou van die selfvertroue waarmee jy gepraat het. Wat so? Wat so? Wat so? Sê. Gaan nou voort. Maar jy moet eers praat met ons. Ek kan daar nie. Hoeveel keer in ons persoonlike private lewe neem ons die kwas, die paletmes en die palet, ek sien die palet, ek sien jy bewe so right, ek bewe ook baie. Hoeveel keer neem ons alles uit sy hande uit, omdat ons self dit nou wil doen. En hoe voel dit om alles in jou hande te hê? Skrikwekkend. Presies, so hoeveel keer neem jy dit uit sy hande uit, en jy wil dit self doen? Okay, kan ek hou daarvan. Eerlikheid, kan ek jou so vra? Wanneer jy voel om dit uit sy hande uit te neem, praat met jouself en sê, kom ek vertrou hom. Kom ek vertrou die proses, want ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie. Baie dankie. Geef vir 'n hande klap asseblief. Ja, dit is 'n vallei. Maar heiliglik lyk dit nie soos 'n vallei nie. Toe ek die eerste streep trek, toe kyk ek na julle oë. Van julle oogies het so wyd gereik. Dan dink ek, nou vertrou hulle my weer nie.
Nou, dis oké. Dis oké. Wees net met die Here eerlik en sê vir hom, Here, dis vir my baie moeilik. Ek weet nie hoe nie. Glo my, ek is nie geskok daardeur nie. Nou, ek gaan nou juis hierdie donker strepe gebruik. Ek gebruik iets anders nie. Ek gebruik juis hierdie donker strepe om die vallei wat Elsə so mooi uitgebeeld het en vir ons gesê het, dit is 'n vallei. Ja, dit is 'n vallei. Maar baie keer hou ek nie van valleie nie. Hoekom? Valleie is soms donker plekke. Né? Die son sak vinniger in die vallei as op die bergtop. Né? Want in die vallei is daar skaduwees. As Dawid praat in Psalm 23 dan vers 4, dan sê, yea, though I go through the valley of the shadow of death, die skaduwee van die dood is nie lig nie, is donker. I will fear no evil. Ek gaan nie bang wees nie. Maar dan moet jy jouself kan sê, Anthony, moenie bang wees nie. Hy is met jou. Ek praat met myself en dan sê ek vir myself, moenie toelaat, Anthony, dat jou emosies jou beheer nie. God is nog steeds met jou. Nou, wat ek nou gaan doen is baie eenvoudig. Ek gaan hier met lig en donker werk. Nee? Hier waar die lig hierdie rotse tref, is helder. Nee, kyk mooi. Daarso. Hier tref die lig hierdie rotse. Daarso. Dan hierdie kant. Wat ek nou gaan doen is, teenoorgestelde gedeelte van die wit, gaan ek hier swart verf aanbring. Daar waar ek wit gebruik ek nou swart. En sodra ek dit gedoen het, dan kry hierdie rotse 'n driedimensionele effek. Nee? Sodra ek hier donker verf of swart verf byvoeg, dan kry hierdie rotse 'n driedimensionele effek. En lyk hulle 3D rotse. Nou as jy vers sit, gaan jy dit nie kan sien nie, maar glo my, die donker verf wat ek hier aanwend, gee hierdie rotse 'n driedimensionele effek. Daarso. Daarso. Daar. En hier. Goed, alles is nou nie weg. Vertrou jy my? Ja. Okay, nog van my. Vertrou jy my? Vertrou jy my? Ek kan al die connectie. Maar vertrou jy my? Skip oor die water. Ok, kan ek so vra, ek hou daarvan, maar kyk net mooi, terwyl ek hierdie kolletjies hier maak, vergeet jy van al hierdie wonderlike goed wat ek opgelos het. En jy voel, okay, hoeveel keer bid jy so, moenie antwoord nie. Ek bid gereeld so. Here, stop nou eers net 'n bietjie. Dan sê hy vir my genade is vir jou genoeg. Want my krag word sterker in jou swakheid. Dis sy antwoord vir my. Hierdie is oortreeklippies. Hoekom? Ek het nodig vir jou om oor te loop van hierdie kant na daardie kant af. Hoe gaan jy dit regkry as dan nie oortreeklippies is nie? Nee? So, vertrou die proses, vertrou die kunstenaar wat weet wat hy doen, terwyl jy twyfel ek nie. Terwyl jy onseker is van wat ek hier doen, is ek baie seker. Ek is nie bang vir wat ek hier doen nie. Ek is nie geskok dat jy my nie vertrou nie. Nee, inderdaad weet ek, wanneer ek klaar het, dan gaan jy my vertrou. Nee. Hier het ek besluit, ek gaan nou groen gebruik. Hoekom? Groen praat van dit wat groei. Nee? So die twee kleure wat ek wel in die doek gebruik het, is groen en blou. Hier het ek grasies hierso.
ek moet sê, dis plante. Nee, dis plante. Tussenin is daar plante. Daar is dan nog plante. Let op, ek vra nie toestemming nie. Ek nog nooit gehoor die Here vra my toestemming. Anthony, mag ek eers dit doen vir jou? Mag ek eers dit doen met jou? Nee. Hy doen net slegs wat hy wil. Gevaarlike lied wat in die kerk gesing word, doen slegs u wil, Heer. U wil met my. Ek sing nie hard nie, ek sing nie saam nie. Ek is 'n pottebakker. Ek weet wat doen pottebakkers met hulle klei. So ek sing nie daar saam nie. Het julle geweet? Het ek geweet? Beslis. Het ek julle gesê? Ja. Het julle my geglo? Nee. Hoekom het julle nie geglo nie? Hulle ken my nie. Baie keer, wanneer ons nou voel, alles is nou reg en alles is in plek, alles is nou op 'n kant, alles is in hulle plekkies en ons voel goed, nie waar nie. Dan kom die liewe Vader, of ons kan sê dis die duiwel ook, wat dit doen. Nou is julle aandag weg van al die ander goed en nou by die rooi kolletjie geplaas. En omdat ek nog gevoel het, hy rooi kolletjie is nou baie eensaam, gaan nog 'n enetjie daar sit, nog 'n enetjie daar sit. Weet julle wat ek doen? Dink julle ek weet? Beslis, né? Het ek raad by julle gekry? Nee. Het ek met julle gesprek gehad? Nee. Het ek nodig om met julle eerste vra? Nee. Het die Here nodig om eers met my vergadering te sit en by my uit te vind wil hy iets doen? Nee. Wat ek ook sommer terselfdertyd wil doen, ek wil my naam teken, want ek voel ek het nou klaar geskilder. En hier skryf ek my naam. Nee? Anthony Noble. Ons in die Suid-Kaap, in die wintertyd, is dit vir my die mooiste tyd om in die veld te loop. Waarom? Dis wanneer die alwyne bot. Nee, dis wanneer die alwyne se blommetjies uitkom. En wanneer die alwyne bot, dan weet ek, die bye kry alwynheuning. Nee? En glo my, alwynheuning is duurder as die ander heunings wat hulle verkoop. Nee. Daar is, ek wil vir u sê, in jou winterseisoen, wanneer jy voel dat alles om jou te vergeefs is, alles om jou werk nie uit nie, bot in jou winter. Sien jy, wit en swart is spesifiek aangebring sodat jy weet, dis winter. Nee? As jy nou baie kleer nie, selfs in jou wintertyd is dit soms alles net wit en swart. Alles maak nie jy sin nie. As jy baie kleer nie, winter. En in jou winterseisoen wil ek jy aanmoedig, bot, bloom in your winter. Wanneer jy nie verstaan, bloom. Wanneer jy nie weet hoe nie, bot. Dat jou blommetjies uitkom. Nee? Dat die blommetjies uitkom. Dat mense sien, jy gee heuning af. Bloom in your winter. Bot in jou winter. Wanneer alles dood is om jou. Wanneer alles wit en swart is, as die kleur nie. Bloem. Bot. Wanneer jy emosioneel op jou laagste is. Bot. Wanneer jy voel geestelik is alles net wit en swart, as niks lekker in die lewe nie. Bot. Bloom in your winter. Want aan die einde van die dag is jy alleen een wat besluit, kan nie bot nie. Jy alleen kan besluit, I don't want to bloom. Iets interessant om omtrent die alwyne se blommetjies.
Alwen is een groot stingel, nê? En die klomp klein blommetjies. Ek het nou 'n bietjie naslaanwerk gedoen oor die alwyn. Hy een groot stingel met al die klein blommetjies as 'n bytjie by die een ingegaan het, die nektar uitgesuig het en hy kom uit. Verander die chemiese inhoud van daai blommetjie. Geen ander byt gaan daarin nie. Wow. Hoe groot is ons God? En deur die nag vervaardig hy blommetjie weer nektar, kom er nog 'n bytjie die volgende oggend, dan kan hy ingaan, want dan is die chemiese inhoud van hy weer terug na normaal. Wil ek vir u sê, wees 'n alwyn. Want 'n alwyn se blare het genesingswaarde. Aloe vera, dis 'n aloe vera hierso. Gee van jou genesing. Dit wat ek genees, waardeur ek gekom het, wat my genesing gebring het, kom deel ek met julle. Ek sê vir julle, is okay om seer te wees, is okay om nie te verstaan nie. Dis nie die einde nie, dis die begin van iets groot en iets mooi. Nou, laaste vraag. Hoe lank dink julle gaan in die hemel droog te word? 24 uur. 21 uur. 24. 24 uur. Okay, 24 uur. Nou gaan u hospitaal toe en die kraam en die babatjie lê in die kot. 24 uur later spring hy babatjie in die kot en gaan aan. 24 uur dan kan jy dalk in hom raak. Maar hy is nog nat. As hy so smeer hy. Om kurkdroog te wees. 11 jaar. Dis olieverf. 11 jaar. Wil ek vir u sê, dit wat jy deurgemaak het as kind, het veroorsaak dat daar donker wolke daar moet wees. Verwag dat jou genesing nie 24 uur gaan neem nie. Soms neem dit lank. As iemand hieraan moet vat, as hy nat en smeer hom, moet dan nie stres nie. Roep my, ek gaan hom maak, ek maak hom reg. Waarom? Hy's myne. Hy dra my naam. Die vraagie is, wie se naam dra ek en u? Nou, ek kon nou nie 'n vierde doek bring nie, 'n vierde groot doek bring nie. Dit bring ek maar nou 'n kleintjie, net om dit te demonstreer. As hierdie twee moet gesels, dan sê die ene vir die ene, ag, moenie worry nie. Ek het soos jy gelyk. Moenie worry nie. Ek weet ek gaan jou regmaak. Dan sê hierdie ene, maar ek het 'n lelike kruisel. Dan sê hierdie ene, ek was ook daar gewees. Nou met 'n getuie. En as hierdie ene dit moet ervaar en ontvang, dan sê nee, maar Anthony, jy mors my nou op. Dan sê hierdie ene, is okay. Dis die begin van iets nuut. Dis die begin van jou meesterstuk. Dis nie die einde nie, dis die begin. En die dames wat in lyn is, as jy so voel vandag, wil ek vir jou sê, dis okay. Dit bly nie so nie. Dis die wording van die meesterstuk wie jy eintlik is. Nie die kruis nie, nie hierdie lelike merke nie. Bly net in die hand van die kunstenaar. Kan ons saam bid asseblief? Ons sluit ons oop. Liewe Hemel Vader, vanmiddag sê ons baie dankie vir hierdie geleentheid waar ons stil kon word en u woord kon nie net kon hoor nie, maar kon besigtig. Vader, so baie keer verkeer ons in 'n winterseisoen waar alles donker is, waar alles moeilik is. En Vader, u is bewus van elke donker seisoen wat ons deurmaak. U is bewus van ons winterseisoen. En Vader, u wil hê dat ons in ons winter moet bot. Soos die alwyne in die winter bot, so mag ons in ons winterseisoen en in ons valleie mag ons bot en vrug dra om die wêreld om ons te kan sê, ons het 'n magtige kunstenaar. Ons sê vir u dankie vir hierdie geleentheid. Sien elkeen wat gehoor het, sien elkeen wat gesien het
dan mag ons Here vir ander gaan sê dat die hoop nie ons eie hoop is nie, maar U se. In Jesus naam. Amen. Dankie dames. Ja.